Hoeveel van die Witstrand het toe die Comrades gedoen? Dit was 3, nee? Of meer? Ja, enige iemand hier wat die Comrades gedoen het. En daar's ook ander sport, rolbal. Moet jy fiks wees vir rolbal? As ek moes rolbal speel, ek dreig nou al 4 jaar om te begin daarmee. Wel, ek sê nou vir julle, ek sou nie eers dit kon doen die afgelope week nie. Ek het my rug seer gemaak. Deur oefen, ek dink oor ys of whatever, het vat ook nie veel as 'n mens ouer raak om jou te beseer nie, nee. So pas jouself maar op, dis een van die belangrikste goed wanneer jy wil geestelik gesond wees, pas jou gees op, dis 'n belangrike ding vir my, pas jou liggaam op, maar right, ek kom daarby, 'n geestelike oefenprogram, of 'n geestelike lewe, wat fiks is. Wie van julle dink jy is liggaamlik fiks? Dit hang af, nee. Vir party is dit genoeg om maar net op te staan, gemaklik te beweeg. Oefen julle? Oefen jy liggaamlik? Ek bedoel nou nie braaivleis hou en dan armoefeninge. Dan gooi jy hom so oor, vang jy hom dan. Right, Paulus skryf vir Timoteus, jong man. En dan gebruik Paulus maar die alledaagse lewe, nee, die sportwêreld. In 1 Timoteus hoofstuk 4 vanaf vers 6. 1 Timoteus 4 vanaf vers 6. Right, julle gekry die wat opsoek, kan ek maar lees. As jy hierdie dinge aan die broers, susters voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Christus Jesus wees. 'n goeie dienaar. In sport en met 'n kompetisie, 'n wedloop, vra jy wat is die doel? Wat doen ek? Wat is die vereistes? Wat is die vereistes? Dis belangrik. As jy wil fiks wees, fiks en gesond. Maar geestelik dan, om 'n dienaar van Jesus te wees, om 'n volgeling te wees. Kom ons sê 'n disipel van Jesus. Om by hom te leer, dis wat die woord beteken. Om by Jesus te leer. Om uit sy woord te leer. En dit uit te leef. Om die Here te dien. Om die Here te dien. En dan dit wat hy gee, dit wat hy geestelik vir ons gee, om ander weer te gaan bedien. Uit te deel, na buite uit te leef, toe te pas in ons eie lewe, en na buite uit te leef. Jy kan in sport baie bekwaam wees. Jy kan elke moontlike boek lees oor rolbal of golf of wat ook al, en jy gaan beoefen dit nie. Dit maak mos nie sin nie, Nou goed, jy hoef nie elke keer ergens te gaan deelneem as jy stap of as jy draf of so nie. Jy kan vir jou eie plesier ook 'n ding doen. Jy kan net gaan golf speel so deur die week, jy hoef nie aan 'n kompetisie deel te neem nie, maar daar's tog, jy beoefen dit. Jy gaan doen dit wat jy like, jy gaan doen daai sport, maar hou dit vas, 'n goeie dienaar. In die woord goeie beteken om te probeer presteer, om jou beste te gee, om bekwaam te wees. Ons is so bekwaam met ons rekenaars en met beroepslewe, en jy was in jou lewe, voordat jy afgetree het, die van julle wat al afgetree is,
Ons probeer om aan die vereistes te voldoen, maar ons is dikwels geestelik so onbekwaam, om te getuig om standpunt in te neem vir die Here, dat ons nie goeie kinders van God is nie. So ons bly net, dood eenvoudig net sleg, lui. Ons kry alles van God. Kyk, daar word baie gestry in die biologiese wetenskap, nou nog is die debat maar aan die gang, vir al baie lang jare, hulle noem dit in Engels nature or nurture. Is dit ingebore, is dit natuur, is dit geneties, die gawes, talente wat jy, die vermoëns wat jy het, is een nou maar net geneties vinniger as 'n ander een? Ja, genetika speel 'n geweldige rol, en party is net beter met wiskunde, as ander wat weer in ander dinge beter is, en die beste is, en dan nurture, om 'n ding aan te leer, om 'n ding te voed en te ontwikkel. So, God het vir ons die geestelike nature kom gee. Die genetika, wanneer die woord sê, ons is deur die Heilige Gees weergebore, nuut gemaak. Dit gee hy gratis. Dis die genadegawe, hy skryf later hier in vers 14, moenie die genadegawe wat jy het verwaarloos nie. God het dit in ons kom inplant. Jesus in ons, die Heilige Gees in ons. Maar ons moet dit behou, ons moet nie die Gees bedroef nie, ons moet vervul wees deur die Heilige Gees. Ons moet dit beoefen, in stand hou. Op 'n ander plek sê Paulus vir Timoteus, die vlam wat nou so begin brand, dat dit al hoe laer en laer brand, en uiteindelik bly daar net 'n klomp as oor. Blaas dit weer aan. In sport ook. Wanneer jy verlang nie jou sportsoort beoefen het of geoefen het nie, tel dit weer op, tel dit gedurig op. Maar nou wat moet nou gebeur? Hy sê, jouself voed met die woorde van die geloof. Jouself voed. Kos. Daar is regtig kossoorte wat maak dat jy moeg voel. Te veel witmeelprodukte, fynmeelprodukte. Daar is, jy kan myself gaan lees daaroor. Te veel soetgoed, suiker. Onthou julle vroeër jare, die aliens praat nou nie, die aliens raas. Ja, mense. Wat is dit? Niemand vir wat skapin met jou? Verplaks. Dit kan wees. Ja, dan, oké, ek moet dit oefen. Ek gaan dit oefen, oké. Jy bedoel ek moet meer, nee, oké. Waar was ek? Nou het julle van my punt af. Suiker, ja. Vroeër jare, met 'n fietswedren of 'n wedloop, Kaaps, pasta. Mense, Confucius het gesê, she who eats pasta will also steal. Oppas. Dis te veel koolhidrate. Nee, eet my jou pastaatjie. En dit het verander deur die jare. Proteïne.
Meer as die koolhidrate, as jy wil voorberei vir 'n wedloop. Julle mag nou maar lag as ek dit sê, maar onthou, wees genadig, dis baie jare later. Ek het in my dae ook marathon gehardloop, het ek julle al vertel? Julle nog nooit vertel nie. Mens moet nie ry op wat jy was nie. Ek het versprong, driesprong deelgeneem, tweede in SAS gekom, in driesprong, in my jong dae, en terselfdertyd baie gehardloop, ja, kyk, as jy 'n goeie wedloop wil aflê, soos 'n 42 km of so, dan draf jy nie. Jy hardloop. Jy sorg dat jy rondom wat die kampioene doen, so 3,5 minute vir 'n kilometer, of 4 minute, maar okay. Nee, wat ek wil sê is, jy moet gereeld oefen, as jy wil presteer, ook in jou geestelike lewe, die woorde om te oefen, en om gesond te eet, gereeld. Moenie dit afskeep nie, O ja, ek gaan tog 'n bietjie brag, 2 uur 37 minute was my beste in Port Elizabeth op 'n 42 km. Dit was wonderlike dae, maar oefen. En die regte kos. Wat is die geestelike kos? Voed jou met die woorde van die geloof en die goeie leer waarvan jy aanhanger geword het. 'n Aanhanger, dit is my soort kos. Jy het 'n smaak ontwikkel vir die Here se woord, vir die Here se dinge. Die goeie leer, Jesus Christus. Hy wat vir ons gesterf het aan die kruis, hy wat opgestaan het. Dis die fondament. Jesus self wat gesê het, ek is die brood van die lewe. Ek bou jou op. Brood na die tyd, ek het al daaroor gepreek hierso, stapelvoedsel. En dan wyn saam met dit, water, Jesaja 55, kom eet en drink. Die beste wyn en melk. Maar dan vra hy daar in Jesaja 55, waarom weeg julle af wat nie regtig versadig nie? Waarom weeg julle af wat nie regtig, my eie woorde, goeie gehalte kos is nie? Gemors, wat jou nie regtig volmaak, en wat jou liggaam nie regtig gaan bou nie. Ons neem soveel dinge in. Ons staf onsself. Ons eet soveel geestelike gemors. Daar's soveel goed op die mark. Ja, as ek aan die Spar loop in Heidelberg, ek gesels met baie mense, julle weet dit. Die dwalinge, want hy praat hierso, jy moet wegbly. Dit hou verband met, hy noem die woorde hierso, bly weg van onheilige, sinlose verdigsels. Dinge wat regtig teen die wil van die Here is. Geduldig praat oor goed. Valse leringe bedoel hy. Daar's nou nog op die mark hoeveel dwalinge. Daar's so een vrou wat my elke keer takel oor die eindtye en die nuwe ID-kaarte en die merk van die dier, die 666 wat op die nuwe ID-kaart is. En een van die dae gaan ons die merk kry, sê sy, dat ons nie sal kan koop nie. En dan gaan hulle ons voorkoppe scan, en wat ook al, en dit bou, mense, ja, so mooi onderskei. Televisie, wat jy kyk, geestelike programme, sekere predikers, ek wil hulle nie hier sleg maak of verdag maak nie, maar gaan lees daaroor, en onderskei. Julle moet onderskei, sê Paulus,
in Tessalonisense. Die ou vertaling sê, beproef alle dinge, behou die goeie. Dit beteken nie, gaan doen 'n klomp sonde nie. Dis ook nou weer 'n dwaallering. Bly weg van daai. Jy mag nou enige iets doen, want dis wat mense dink. In die ou dae het ons as jong mense so gedink, ons mag enigiets doen, al is dit verkeerd, maar dan behou ons wat goed is. Nee, dit gaan daar oor die prediking, oor die profesie, oor geestelike goed wat na jou toe kom. En dat jy sal onderskei, ek gaan hierna luister, maar hierna gaan ek nie luister. Dit gaan ek nie inneem nie. Dit gaan ek nie kyk nie. Geestelike kos, Bybelstudie, gebed en Jesus. Hoe gaan dit met Jesus, die brood van die lewe, ons geestelike voedsel? Hoe gaan dit met jou verhouding met Jesus? En dit beoefen, hè? Terug by die kos, gereeld jouself voed, gereeld die woord van die Here inneem. Ek sê nie, jy moet die hele dag Bybel lees, maar dis 'n ingesteldheid op Jesus, dis 'n ingesteldheid op God. Daarom sê Paulus op 'n ander plek, bid gedurig. Ek sê baie vir kinders, wanneer dit eksamen is, jy mag nie daar sit, en nou gaan jy eksamen skryf, dan sê die juffrou, hoor jong, jy sit nou al 'n uur, die vraestel is 2 uur, jy het vir 'n uur nog niks geskryf nie. Juffrou, dis alles in my kop, maar ek bid nog. Nee, daar's 'n tyd om te bid, daar's 'n tyd om te werk. En dan, terwyl jy werk, bid jy. Terwyl jy bid, kan jy werk. So right, wanneer is 'n mens nie honger nie? Wanneer jy klaar versadig is. Dis 'n stryd mos met kinders in die huis. Ja, julle het nou weer 'n klomp chips gevreet. En nou wil julle nie julle kos eet nie. Weer die vraag, wat neem jy in? Wat versadig jou? Wat versadig jou gedagtes, jou gevoelens? Sodat die beeld van Jesus in my gedagtes, in my gevoelens, in my woorde en dade nie kan vorm aanneem nie kan uitgeleef word nie. Wanneer is jy nie honger nie? Wanneer jy dood is. Okay, dit is logies, nee. Geestelik dood. Daar's hongersnood in die wêreld, in Suid-Afrika, geweldig, werkloosheid. Daar's regtig mense wat honger is. Maar daar is nog meer. Daar's kerkmense wat doodgaan van die honger. Alles uiterlik. Kerk toe gaan miskien, maar binne, ver van God af, ver van die Here af. En dan ly jy honger. Dan ly jy aan geestelike anoreksia. Jy's besig om uit te teer geestelik. Siek, wanneer jy siek is jy meeste van die tyd nie honger nie. Ons stel soveel geestelike siektes op in ons lewe. Is jy gesond? Dis ook vir 'n atleet, vir 'n sportpersoon, is om gesond te wees uiters belangrik, né? En jy pas jou gesondheid op. Is jy in jou verhouding met die Here gesond? Ons kan baie hieroor praat, ek gaan dit net so vat, soos wegbly, soos ek sê, bly weg. Ander plek skryf Paulus vir Timoteus, as jy man van God, moet van hierdie dinge al wegvlug. En dan praat hy ook van verkeerde praatjies en goed wat jou afbreek. Prediker, die raad aan jong mense, maar verseker ouer mense ook, geniet jou jeug, geniet jou lewe, verseker. God gee die lewe, maar hou bekommernis uit jou hart, vir my wat jou liggaam kan kwaad doen, fisies letterlik. In Efesiërs 5 sê Paulus, is dit Efesiërs 5, ek dink so, ja, vers 25 tot 30, gaan dit nou nie lees nie, net soveel noem, waar hy sê, dan praat hy oor die verhouding tussen man en vrou,
wat moet wees soos Jesus se verhouding teenoor die kerk. En vir 'n gesonde huwelik, vir 'n gesonde liefdesverhouding, dan sê hy, luister, wees aan mekaar onderdanig. Want dit gaan oor die hele debat van vrouens wat aan mans onderdanig moet wees. Ek gaan nou nie dit nou doen nie, daaroor praat nie, maar hy sê julle moet aan mekaar onderdanig wees. En dan die belangrikste riglyn is om Jesus, soos Jesus teenoor mekaar te wees. En dan praat hy met ons manne, hy praat hard met ons manne. En hy sê, geen man gaan sy liggaam afskeep of so nie. Jy kyk, jy voed jouself. Jy hou jouself gesond. Jy gaan nie jouself verwaarloos nie. Hoe verwaarloos is ons baie keer geestelik? Lyk vir my as jy afgetree het, dan is daar sekere klere wat jy moet dra. Sekere skoene, sekere goed. Jy moet op 'n sekere manier lyk. Ek trap nou op tone. Jy moet op 'n sekere manier lyk as jy Spar toe gaan. Baie keer sommer net onversorg, slordig. Dis hoekom die kinders nie wil saamgaan nie. Een van die groot redes. Maar asseblief, pa, gaan jy regtig so Spar toe? Pa, kan jy maar net jou toenails geknip het nie, sê 'n kind nou die dag in die Spar vir pa. Ek draai toe weg, ek wil dit nie sien nie, ek jok, ek het gekyk. Griesam! Ek wil vir die ou vra, het jy diabetes? Mag jy nie naalsnit nie, want jy moet so versigtig wees. Hoe slordig is ons geestelik, ons verhouding met die Here, ons getuienis, ons gebedslewe, ons Bybelstudie, wat ons vir die Here doen, wat ons vir sy kerk en sy koninkryk doen. Maar bly weg, vlug. Soms moet jy veg, maar soms moet jy vlug. Bly weg van dit wat jou liggaam gaan verniel, en bly weg van dit wat jou emosies verniel. Werk aan oefen dit, hierdie worries in die nag, en die bekommernisse, en die woedebuie, en al die negatiewe emosies. En dan oorwin die kwaad, Romeine 12, oorwin die kwaad deur die goeie. Goed, daaroor kan ons nog baie sê. Oefen jou. Griekse woord gymnazo. Jy hoor dit, nee, die gym, kan daar sê. Ek sal nooit dit vergeet nie, een oggend bitter vroeg, het was nog donker in Bloemfontein, winter, toe skyn die lig in die kamer. En ek word wakker en ek sien Dina is aangetrek en reg, en ek sê, nou? Nee, ek gaan gym toe. Ek sê, van wie die hel is gym? Waar het jy hom nou weer opgestel? Sorry, nee, maar ek is toe heeltemal deur die slaap, maar ons lag toe nou maar vir die ou stupid grappie. So ja, in God se gym, jou stilte tyd, hy's godsdiens. In God se gym, wanneer jy dit beoefen, elke keer wie die Bybel lees, is dit oefening. Elke keer as jy bid, is dit oefening. Elke keer as jy getuig, dan oefen jy dit wat jy glo. Elke keer as jy sorg en omgee beoefen, vir mense wat in nood is help, wat 'n vlak ook al, dit kan materieel, fisies wees, kos, klere, dit kan iemand bemoedig. Jesus se liefde, vrede, blydskap, die spyskaart, voed jouself, ja, daar's soveel op die spyskaart, daar's iets vir almal, en elke keer as jy het uitdeel, dan is dit oefening. Fiks, hoe fiks is jy? Hoe fiks is ek? Geestelik. Ons liggaam is baie keer fikser, as wat ons gees is. Wanneer ek dink aan oefen, dan dink ek aan iets wat ek as skoolkind al gelees het. Onthou julle vir Treurnig.
Nou moet jy ver terug gaan en baie oud wees. Ek onthou wat was sy naam? Andries, daar sê, ja, dit was jou party gewees, mos, nee, ja. Julle weet dat hy geestelike boeke geskryf het. Hy het ongelooflike werke geskryf, onder andere oor gebed. Ja, daai Andries Treurnig. En ek het hom baie min sien glimlag, so hy het nie baie boeke oor blydskap geskryf nie, lyk vir my, maar beslis oor gebed. En dit het ek gelees, dat hy gepraat het van geestelike asemhaling, is oefening. Moenie so oppervlakkig asemhaal nie, ek onthou dit nog. Dis dekades gelede. En dit sê, sportpersone vir jou, en hoeveel mense in die wetenskappe, gesondheidswetenskappe, dat jy dieper moet asemhaal. Het julle geweet, en as jy asemhaal, moenie jou maag intrek nie, want dan druk jy alles hier op 'n hoop, stoot jou maag uit, so what? So what? Maar diafragma, maar diep asemhaal. As jy gestres is, gespanne is, as niks vir jou so kan dit ontspan, as om dood eenvoudig te gaan sit en 'n bietjie asem te haal nie, net. As iemand skielik hysteries raak, of geweldig geskrik het, gaan help daai persoon, bid vir die persoon, maar help die persoon fisies, kom, ons sê dit mos baie keer, kom, haal nou diep asem, kom, diep asem, ok, daar waar julle nou sit, die wat kan staan, kan sien om te staan, nie almal kan lekker staan nie, dit raak vir jou ongemaklik, staan 'n bietjie almal, right, ok, lekker, arms langs die sye, en nou haal asem, lekker, en uit, in, en uit, nou lekker diep in, hou die asem, hou in, Julle nog right? Ok, asem uit, diep, asem uit. Inhaal God se woord, God se dinge, die asem, gees, Heilige Gees, ruach, asem, pneuma, asem van God. Elke keer wanneer jy Bybel lees, met God praat, dan asem jy in. Dan kry jy, elke keer as jy die liefdeloosheid met liefde vervang, die negatiewe met die positiewe, dan is dit geestelike inaseming, kom, trek in, en dan moet jy ontslaa raak, die koolsuurgas in jou longe, jy kan dit, ok, asem uit, raak ontslaa van sonde, bly weg, maar raak ontslaa daarvan, raak ontslaa van die slegte gewoontes in die huis, en in jou lewe, raak ontslaa van die goed wat jou afbreek en ander afbreek. Ag, ons kan 'n hele dag praat oor al die voorbeelde. Ok, asem in, laaste enetjie, asem uit, baie diep uit, baie, nee, moenie terughou nie, ver uit. Ek het gestem saam, jy gaan nou begin hoes. Ok, asem uit, jy moet weer asemhaal, en dis die probleem. Baie mense kry longprobleme, geestelike longprobleme, want hulle asem uit, en nou asem hulle nie in nie, dis mos absurd, jy moet weer inasem, geestelike asemhaling, oefen jou, gaan om jou geestelike oefen lewe, ok, laaste enetjie, voed jou, bly weg, sekere dinge nie, oefen jou, en dan vers 10, met hierdie vooruitsig, span ons kragte in, en stry ons. Hebreërs 12, die beeld oor die atleet, dat ons die laste moet aflê, daar is die wegbly nie, lê die laste af, iets soveel sonde te wees, het kan 'n las wees, wat jou geestelik terughou, lê dit af, gooi dit af, en dan hou hom voor oë, dis Jesus. Hy het die begin en die volëinder, hy het die wedloop begin, hy het dit klaar gemaak, en hy hardloop voor en
hy is by ons en God se Gees vat vir jou en my. En as jy val en as jy langs die pad uitsak, dan staan jy weer op. Baie keer in 'n regte wedloop kan jy nie. Jy het 'n spier geskeur of wat ook al. En dan moet jy eers rus. Baie keer geestelik moet jy rus. Baie keer geestelik kry jy seer. En daar's niks verkeerd om dan so 'n bietjie sê, wow, ek gaan net so 'n bietjie rustig vat in my lewe. Ek gaan net so 'n bietjie meer in my binnekamer wees, meer met die Here praat. Ek het seer gekry, ek moet herstel. God moet kom genees, die Here moet kom genees in my lewe. Maar span jou in. Die Bybel gebruik woorde soos voluit. Laat ons die wedloop met volharding hardloop, Hebreërs. En dan interessant wat hy ook sê daar in vers 4, Hebreërs 12, julle het nog nie so teen die sonde gestryd dat dit 'n saak van lewe en dood geword het nie. Bloedsweet. Hoeveel keer in sport hoor jy het jou beste nie gelewer nie. Jy het teruggehou. Ek word dan baie keer in wedlope as iemand die laaste deel so sprint en nog so 'n paar keer om die baan gaan en so, hulle kon 'n beter tyd gekry het, hulle kon daai ingesit het in die wedloop self, maar dis maar 'n persoonlike siening. En dan weer eens, ongelukkig, jy kan hoe goed geoefen wees en dan gebeur daar net iets. En dis asof iets net teen jou tel. Dis die lewe, ook in ons geestelike lewe. Daar gaan teleurstellings wees. Maar is nie 'n mislukking nie. Dis opstaan en weer. Jesus het gesterf en hy het opgestaan. Die woord anastasis, opstanding. En dan praat Paulus op plekke van stasis, staan vas. Onbeweeglik, 1 Korintiërs 15. Sterk, onbeweeglik. Jou van stryk bring nie. Volhard. Span jou in. Moenie die genadegawe wat jy het verwaarloos nie. Dis in jou ingebore deur die Heilige Gees, die wedergeboorte, maar jy moet dit beoefen en in stand hou. Lê jou op hierdie dinge toe, leef daarin, dat ander jou vordering kan sien, volhard daarin. Voed jouself, bly weg van verkeerde, oefen jou, span jou kragte in stry. Hy sê, dit moet jy vir ander leer. Met ander moet jy daaroor praat. Om geestelike dienaars te wees is nie 'n alleen sport nie, hoor. Ons het mekaar as kerklede, ons het mekaar as kinders van die Here, gelowiges, nodig. Dis 'n spansport. Ja, is 'n baie individuele ding. Ek het nooit in my lewe regtig in 'n groepverband geoefen nie. Ek het op my eie gaan hardloop en so. Maar dan moet jy ook maar soms net in 'n groep wees om mekaar advies te gee. Dat die afrigter daar kan wees en sê, hoorie, oppas, dit is nou, die wind is verskriklik daar op die pad, nou hardloop ons om die atletiekbaan. Ja, weet julle mense, hoe voel dit om 21 kilometer om 'n atletiekbaan te hardloop? Want die wind is net te sterk en dit reën te veel, maar op die baan, die tartanbaan, kan jy dit doen. Maar weet wat is die geheim van dit? Dat jy 2 keer linksom gaan, en dan draai jy om en dan regsom. Anders gaan jy knie en heupprobleme kry. En dit leer die afrigter vir jou, en so help ons mekaar. God se sport, geestelike sport, dis 'n spansport. Maar ons maak, 'n goeie span, is waar al die atlete, almal wat deelneem, hulle deel doen. En oefen en wegbly van die nonsens en die gemors. En mekaar kos gee, en mekaar ondersteun. Hoe gaan dit
na jou geestelike fiksheid. Hoe fiks is jy? Amen. Amen. Kom ons dien die Here.